Daar sê, baie welkom weer eens by 'n aanbieding van die boek Johannes en ons is dan vandag by die laaste hoofstuk, hoofstuk 21. Ons het heelwat tyd spandeer om deur die woord van die Here te werk vanaf hoofstuk 1 vers 1 tot en met dan nou vandag hoofstuk 21. Die opskrif van hoofstuk 21 is dan die verskyning van Jesus by die see van Tiberias. En voor ons aangaan, kom ons doen net 'n gebed saam. Vader, baie dankie dat ons weer eens bevoorreg is om rondom u woord te kan kuier. Dankie wat ons u woord het, wat u vir ons gelos het, om te kan bestudeer en ons eie te kan maak en daarin te kan delf. My gebed is dat u hierdie aanbieding sal seën, elkeen wat daarna luister, elkeen wat daarna kyk, Here, dat u Heilige Gees ook dit vir ons sal oopmaak, vir myself ook wat dit aanbied, dat u Gees my ook sal inspireer en dat ek werklik sal spreek onder leiding en salwing van u Heilige Gees en dat u verheerlik sal word ook uit dit uit en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed dan, Johannes 21 vers 1 lees dan as volg: Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias en hy het so verskyn. Nou, ek wil net voor ek aangaan hier net iets interessants noem, is dat jy sal sien in die boek van Johannes, sowel as die boek van Openbaring, gebruik Johannes baie hierdie term om te sê na hierdie dinge, wat vir ons net duidelik is dat Johannes skryf sy briewe in 'n kronologiese volgorde. So met ander woorde, die verhale volg op mekaar presies soos wat dit gebeur het. Elke keer wanneer Johannes dan sê na hierdie dinge, het daar eers iets vooraf gebeur en dan na dit gebeur die volgende en die volgende. En Johannes, weet ons was ook die skrywer van die boek Openbaring. So hy hou daarvan om kronologies te skryf. En as ons kyk, dan sien ons die see van Tiberias is 'n ander naam vir die see van Galilea, of wat ook soms genoem was Genesaret of dan Kineret. Dit was die streek waar die meeste van Jesus se disippels aanvanklik gewoon het en waar hy 'n groot deel van sy bediening dan gedoen het tydens sy 3 jaar hier op die aarde. Galilea was ook bekend vir sy visbedryf, daarom dat die disippels dan meeste van hulle dan professionele vissers was en uit hierdie area uit dan geroep is vir die bediening of om disippels te word. Ons sien na die intense trauma van die kruisiging en die opstanding, het die disippels dan nou teruggekeer na die plek wat vir hulle bekend en veilig was, naamlik hulle plek van geboorte of plek waar hulle woonagtig was, voordat hulle geroep was om disippels te word. En na die opstanding kry hulle die opdrag van Jesus om terug te gaan na Galilea en dan daar te wag, sodat Jesus homself aan hulle sou openbaar volgens die boek van Matteus, hoofstuk 28 vers 7 en 10 en dan ook Markus 16 vers 7 wat dit dan bevestig. Vers 2, daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas, wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus en 2 ander van sy disippels. Ons sien hier dat die name is die van die disippels wat hoofsaaklik uit die streek van Galilea afkomstig was, en dan van wie meeste van hulle in die visbedryf betrokke was, voordat hulle geroep was vir die disippelskap. Ons sien hier dat 'n klein, maar betekenisvolle groep disippels wat Jesus gehoorsaam en saam met mekaar in Galilea dan vir hom wag. Hierdie 7 is nie toevallig nie, hulle is die geloofwaardige ooggetuies, verskillende mense met verskillende persoonlikhede, verskillende agtergronde, maar almal op hierdie stadium gereed om deur Jesus gebruik te word as disippels op die pad dan nou vorentoe, soos wat ons in die woord van die Here ook lees. Vers 3, Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim en in daardie nag het hulle niks gevang nie. Ons sien dat die disippels is gehoorsaam aan Jesus se bevel om vir hom in Galilea te gaan wag, en die wagperiode wat hierna verwys word is die gedeelte op die tydperk dan tussen Jesus se opstanding en Pinkster, soos wat aangeteken is in Handelinge 2. Petrus was steeds die mees vurigste en natuurlike leier onder die apostels,
met sy tipiese ongeduldige geaardheid en so impulsiewe geaardheid het hy dan, toe Jesus nie onmiddellik opdaag nie, het hy eenvoudig gesê, man ek kan nou nie langer wag nie, ek gaan nou maar vis vang. Typies in sy geaardheid. Vers 4, toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Ons sien dat die disippels het Jesus hier vir 'n tweede keer weer, of vir die derde keer althans nie herken nie, by die vorige geleenthede, of die rede, of die kommentaar rondom die rede hoekom hulle dalk vir Jesus nie erken het nie. Het kan wees dat dit 'n buitengewone verskyning van Jesus was, Jesus dalk nog in sy verheerlikte liggaam, en dan dalk anders voorgekom as wat hulle gewoond was, hoe hy gelyk het. Sien dat Jesus kon kies hoe hy homself wou openbaar, soms herkenbaar en soms onherkenbaar, en 'n goeie voorbeeld daarvan is terwyl Jesus dan nou saam met die Emmausgangers gestap het in Lukas 24 vers 16, was hulle oë op 'n manier gesluit sodat hulle nie Jesus kon erken nie. Jesus het hom op 'n ander wyse, kan ons maar sê, aan hulle geopenbaar wat nie erkenbaar was nie. Ons sien tweedens, die lig van dagbreek het dalk 'n rol gespeel. Die skemering van die dagbreek het dit dalk moeilik gemaak sodat hulle hom nie op daardie afstand kon herken nie, wat vir my dalk die mees logiesste antwoord is, hoekom hulle hom nie herken het nie. En dan derdens sien ons dat hulle eie geestelike toestand, hulle hartseer, hulle moegheid, hulle moedeloosheid of hulle emosionele uitgeputte toestand kon waarskynlik ook 'n rol gespeel het in die feit dat hulle nie dadelik vir Jesus erken het nie. Maar die feit van die saak is, die woord sê hulle het hom nie erken nie of nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle in vers 5, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? En hulle antwoord hom, nee. Die woord wat Jesus hier gebruik, paida of paidia, beteken eintlik kinders of jong mense of dan seuns, en word in hierdie konteks as 'n vriendelike, vaderlike, warme term gebruik teenoor die disippels. Jesus het geweet dat hulle niks gevang het nie, en sy vraag het dus oor meer gegaan as net oor kos of vis. Hy wou die omstandighede gebruik om vir hulle 'n belangrike les te leer. Jesus laat hulle eie mislukking erken deur te sê dat hulle geen vis gevang het. Nie om hulle te verneder nie, maar om hulle te bewys of om hulle bewus te maak van hulle afhanklikheid aan hom. Sonder hom kan ons niks doen nie, en ons weet dit, ons is in totaliteit is ons afhanklik van God ten alle tye. Hierdie eerlike antwoord maak die deur oop vir Jesus se voorsiening om sy grootheid net weer eens aan hulle te bewys in die volgende vers. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. En hulle het toe gegooi, en deur die menigte van die visse wat hulle was hulle nie in staat of meer in staat om dit te trek nie. Dis nou die net. Alhoewel hulle self geharde vissermanne is hulle op hierdie stadium gehoorsaam aan die stem van die man wat op die strand staan, sonder om hom te bevraagteken, en sonder dat hulle hom erken as Jesus, die seun van God met wie hulle gewandel het. Hulle het waarskynlik gedink, hy sien daar van die strand af iets wat hulle nie kan sien nie, daarom dat hy vir hulle sê, gooi die net aan die ander kant. Hulle gehoorsaam aan 'n eenvoudige bevel lei tot 'n groot wonderwerk. Jesus lei ons ook as mens vandag nooit tot 'n vrugtelose gehoorsaamheid nie. Wanneer Jesus vir ons iets sê om te doen, dan is daar altyd vrug daaraan gebonde. Waar Jesus lei, daar voorsien hy ook. Vers 7 daarop sê die disippels, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bootleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Ons sien hier dat die geliefde disipel se dieper geestelike insig laat hom onmiddellik besef wie dit is wat op die oewer staan. Sy meer impulsiewe mededisipel Petrus reageer weer op sy ou tipiese manier waarvoor hy bekend was. Net 'n ooggetuie
naamlik Johannes, sou hierdie toneel so lewendig en presies kon beskryf soos wat hy hom in hierdie vers beskryf. Wanneer ons kyk na die bootleed, verwys dit na 'n kledingstuk wat normaalweg bo oor die onderkleed of die onderhemd dan gedra sou wees. Met ander woorde, Petrus was nie heeltemal nakend soos wat mense die idee het nie. Hy het wel 'n onderkleed aangehad, maar wanneer die bootleed verwyder was, het hulle na 'n persoon dan verwys as hy was naak. Petrus het sy onderkleed aangehad, maar net om dit te dra is in daardie tyd as byna kaal beskou. Hy het dus sy bootleed vasgebind sodat dit hom nie sou hinder wanneer hy swem nie. So, ons moet hier baie duidelik ook verstaan dat hy het nie in die see gespring omdat hy skaam was vir sy naaktheid nie, maar hy het in die see gespring om na Jesus toe te swem wat op die strand was, want die bootjie wat dan nou met hierdie klomp vis na die kant toe geroei moes word en getrek moes word, was doodeenvoudig vir Petrus net te stadig. Hy wil heel eerste by Jesus aan wal kom, daarom dat hy dan in die water spring en stommer na die kant toe swem. Vers 8, maar die ander disippels het met die skytjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. Ons sien dat die ander disippels volg op die meer praktiese manier. Anders as Petrus wat impulsief hier in die water ingespring het, bly hulle in die klein vissersbootjie en sleep die oorvol net saam met hulle tot aan die oewer, so ongeveer sê die woord mos nou vir ons 200 el, wat min of meer 90 meter ver was. Naby genoeg dat Petrus kon swem, maar ver genoeg dat die net te swaar sou wees om vinnig te trek. Vissersbote van Galilea was normaalweg klein, smal en ideaal net vir netvisvang tipe. Om 'n volle net stadig strand toe te trek of te sleep was heel normaal en verg samewerking, en ons sien dat die groot netvangste is normaalweg beskou as 'n groot seëning, want dit is waarop die mense geleef het, hulle inkomste. Hulle was afhanklik van die hoeveelheid vis wat hulle gevang het. En ons sien dat hier na die nagse mislukking het die disippels hierdie klomp vis wat hulle gevang het gesien het as 'n baie groot seën en was hulle baie dankbaar dan teenoor die persoon wat op die kant gestaan het en dan vir hulle hierdie opdrag gegee het. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koel vuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Ons sien dat Jesus het self alles vooraf baie goed gereël en gereed gemaak. Die disippels bring 'n net vol vis aan wal, maar Jesus het nie hulle vis nodig om vir hulle 'n maaltyd voor te berei nie. Hy het reeds, omdat hy God was, het hy reeds vir hulle voorsien en vuur en brood en vis was alreeds gereed geweest. Jesus verskyn nie net om homself te bewys nie, maar om sy disippels ook dan te voed en te versterk. Hoewel Jesus reeds alles gehad het wat hy nodig het, vra hy steeds dat hulle vis ook bring. Dit is hoe die Here werk, en ons moet hierdie ook verstaan, dat hy voorsien oorvloedig, maar hy nooi altyd sy kinders om dit wat hy deur hulle gedoen het, na hom toe te bring. Dit is 'n prentjie van toekomstige bediening. Hy is die bron van die vrug, maar ons word uitgenooi om saam met hom te werk. Ons kan nie op ons eie werk nie, ons moet dit wat hy ons gegee het na hom toe bring, en hy seën dit. Ek sê altyd vir mense, die Here seën nie niks nie, hy seën 'n poging. En as ons dan as kind van die Here 'n poging aanwend, binne die wil en die woord van die Here, dan sal die Here dit ook seën. Vers 11, Simon Petrus het in die skei geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Interessant hier dat die presiese getal 153 visse is 'n tipiese ooggetuie detail van Johannes die skrywer. Johannes skryf dit omdat hy self daar was en waarskynlik self die visse getel het. Daarom kan hy presies sê hoeveel dit was en dit op die nommer dan genoem het. Hy fokus baie op detail, hy onderstreep die detail en die egtheid van hierdie verslag dan. Ons sien ook dat
Die simboliek aan hierdie saak is dat die disippels het die hele nag niks gevang nie, maar toe Jesus die bevel gee, word die net gevul met 'n oorvloed. Die krag en die sukses lê nie in hulle vaardigheid nie, maar in die gehoorsaamheid aan Christus. En dit is in ons geval presies dieselfde. As ons gehoorsaam is aan Christus, dan sal Christus ons vergoed deur ons te seën. Die feit dat die net nie skeur nie, is simbolies van die eenheid en stabiliteit van die gemeente, wanneer Christus self die werk dra en self doen. Vers 12 en 13, Jesus sê vir hulle, kom eet, en niemand van die disippels het gewaag om te vra, wie is u nie, omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem, en het aan hulle gegee, en so ook die vis. Hier sien ons dat die disippels se stilte is nie omdat hulle onseker is oor wie dit is nie, maar is eerder 'n heilige ontzag en respek vir Jesus op daardie stadium. Hulle weet presies wie hy is, nie deur sy uiterlike voorkoms nie, maar deur die geestelike openbaring van sy teenwoordigheid. Jesus sien ons hier vervul die rol van eerstens 'n herder, wat vir sy skape sorg deur die feit dat hy vir hulle brood en vis voorsien het. Tweedens vervul hy ook die rol van 'n vriend, wat dan saam met hulle eet daar op die strand. Derdens sien ons dat hy vervul die rol van die meester wat vir hulle voorberei vir hulle sending hierna en tot en met hulle dood dan nou. En dan laastens sien ons dat Jesus vervul ook hier die rol van die Here wat oor die elemente heers en self die visse beveel om aan die ander kant van die boot te gaan swem en sodoende dan binne in die nette beland. Ons sien hier dat Jesus die inisiatief neem, hy roep, hy berei die maaltyd voor, hy bedien die maaltyd en dit is simbolies van die evangelie self. God neem die inisiatief om die mens te red en te versorg, prys sy naam. Vers 14, dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Hierdie derde keer bedoel nie van al sy verskynings nie, maar eerder die derde verskyning aan die groep disippels. Ons lees in Johannes 20 vers 19, in hierdie geslote kamer, die eerste keer wat Jesus aan die disippels verskyn het, toe die bovertrek gesluit was, en die volgende oomblik het ons mos verlede keer vir mekaar gesê, toe staan Jesus in hulle midde, maar dat hierdie geleentheid was Thomas nie teenwoordig nie. Die tweede keer, in hoofstuk 20 vers 26, was Thomas teenwoordig 'n week later, en dan sien ons die derde keer wat Jesus aan hierdie groep disippels verskyn, is dan in hierdie spesifieke hoofstuk waarmee ons besig is, hoofstuk 21 en dan by die see van Galilea. Elke verskyning het 'n spesifieke doel gehad. Ons begin deur te kyk na die eerste verskyning, is om hulle twyfel te verdryf, want hierdie ouens was hoogs benoud in die bovertrek, nie geweet wat gaan van hulle word nie, wat gaan hulle toekoms wees nie, en hier kom Jesus, en net om hulle twyfel te verdryf, kom verskyn hy hier in hulle midde. En natuurlik ook om hulle geloof te versterk, en hulle nie net na die geloof te versterk nie, maar na gees, siel en liggaam te versterk. En dan derdens om hulle voor te berei vir hulle roeping of hulle doelwit of hulle sending dan nou om disippels van Jesus te wees tot met die dag wat hulle dan nou op watter manier ook gesterf het. En dan vierdens om die werklikheid van die opstanding te bevestig. As Jesus nie aan hulle verskyn het nie, sou die werklikheid van die opstanding nie vir hulle sin gemaak het nie en sou hulle daaraan getwyfel het. Maar hier kom Jesus opgestaan, verskyn aan hulle en dit bevestig die werklikheid van sy opstanding. Hier sien ons by die see is Jesus se doel spesifiek die herstel en die roeping van Petrus, volgens dan vers 15 tot en met vers 19. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers wei. Om saam te eet in die antieke wêreld, die oudheid, het 'n baie sterk verbonds- en versoeningsbetekenis gehad. So wanneer mense saam geëet het,
was daar 'n band tussen hierdie groepie gewees. So begin Jesus dan die gesprek vanuit genade en nie uit oordeel nie. Jesus vra vir Petrus hier, het jy my waarlik lief? En hy praat hier van agapoa of agapao, of dan selfopofferende en goddelike liefde. En Petrus kom hier en hy antwoord, Here, U weet dat ek U lief het. En hy antwoord uit 'n hele ander konteks uit. Hy antwoord uit 'n filio tipe liefde of 'n menslike of 'n broederliefde. Terwyl dat daar 'n onderskeid is tussen die opgeofferde goddelike liefde. Dit is wat Jesus eintlik vir hom vra. En Petrus antwoord hier uit 'n menslike konteks of 'n broederliefde konteks. Petrus antwoord deur vir hom te sê, ek het U lief meer as almal hier. Jesus toets hom met hierdie vraag, deur vir hom te vra, meer as almal hier. Petrus het vroeër spoggerig gesê dat hy sal Jesus meer lief hê en meer getrou wees as almal saam. En daarvan kan ons gaan lees in Matteus 26 vers 33 wat hy baie spoggerig hierdie uitlating gemaak het. Maar hier sien ons ook toe dit regtig saak maak, weet ons mos dat Jesus 3 maal verloon is deur Petrus. As ons kyk na die term lammers, dan beteken dit die jonges of die swakkes of die nuwes in die geloof. Dit verwys nie hier na skape nie, maar dit wys na jong geredde siele wat nog swak is en wat nog swak en nuut in die geloof is. Wy beteken nie noodwendig kos gee nie, maar ook om te versorg, te lei, op te lei, te beskerm, te voed, te vorm en te onderrig. En is dit nie dan die funksie van die kerk? Is dit nie die funksie van die disippels wat ek en jy insluit om mense na die Here toe te kan lei en wat dan lammers word en wat jonk is in die gees, wat swak is, wat hulp nodig het en ons hulle dan versorg en ons hulle lei en beskerm en voed totdat hulle ten volle opgelei is as disippels om op hulle eie bene te kan staan. Vers 16, hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Jesus verdiep hier Petrus se herstel deur 'n tweede vraag. Hy toets nie meer Petrus se liefde in vergelyking met ander nie, maar in sy persoonlike oortuiging. Ons sien hier dat Petrus se nederige antwoord wys 'n man wat deur die genade verander is. Hy's nie meer vol van homself nie, maar hy het nederig geword nadat hy Jesus verloon het. Ons sien ook dat Jesus gee hom 'n groter verantwoordelikheid om sy skape op te pas, wat beteken om oor hulle toesig te hou, hulle te lei, hulle te beskerm, soos 'n herder sy volwasse skape sou lei en oppas. En dit is ook dan die verantwoordelikheid van elkeen van ons, wat 'n disipel van Christus is, om oor nuwe siele toesig te hou, hulle te lei, te beskerm, soos wat 'n herder dan sy skape sou lei en beskerm. Vers 17, hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles, U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Hier sien ons dat die derde vraag, wat dan ook die finale toets is, waar Jesus vra die derde keer vir hom, en ons moet wonder, of ons moet verstaan, waarom vra Jesus hom dan 3 keer? En ek dink dit is om Petrus dalk waarskynlik vir Jesus 3 maal verloon het, en Jesus dan nou hierdie verloningsproses van Petrus omkeer en herstel. As ons gaan lees in Matteus 26 vers 69 tot 75, dan bevestig dit hierdie stelling. So die feit dat Jesus hom 3 keer gevra het, is doodeenvoudig omdat hy vir Jesus 3 maal verloon het, en Jesus dan, kan ons maar sê, elke verloning deur 'n vraag uitgekanselleer het. So in die Joodse wêreld vroeër jare was herhaling normaalweg gebruik om 'n besluit of 'n verbintenis
dan te bevestig. En hier word Petrus se liefde bevestig deur die feit dat Jesus hom 3 maal vra en hy 3 maal antwoord. Die 3 vrae en die 3 antwoorde simboliseer volledige herstel van Petrus. Liefde vir Christus en diens aan sy kudde word onlosmakend dan met mekaar verbind. Jesus herhaal sy opdrag wat hy in die eerste vraag gevra het of gesê het of genoem het, toe hy vir hom sê, laat my skape wy. En dit beteken alle aspekte van sy skape se lewe. Die voeding, die beskerming, die toesig en die herstel daarvan. Ons sien hier dat Jesus stel Petrus aan met 'n verantwoordelikheid en geestelike leierskap in die vroeë kerk. Vers 18, voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. Dit is nou Petrus. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Ons sien dat hierdie vers verwys na die marteldood wat Petrus gesterf het aan die einde. Jesus maak 'n duidelike kontras tussen Petrus se vryheid in sy jonger dae en sy afhanklikheid van God in sy latere dae. Dit was gebruik in die Romeinse tyd om die nekke van diegene wat gekruisig moes word, 'n juk op te sit en om hulle hande dan uit te strek en aan die punte van hierdie juk vas te maak. Daarna was hulle deur die stad gelei om gekruisig te word. So hierdie ouens se hande was vasgemaak aan die juk. Met ander woorde, hulle kon nie hulle arms gebruik om enige iets te doen nie. Volgens tradisie dan is Petrus ook onderste bo gekruisig. Nie op dieselfde manier as Jesus nie, omdat hy homself nie waardig geag het om op dieselfde manier as Jesus sy meester te sterf nie. Vers 20, en Petrus het hom omgedraai en die disipels sien volg vir wie Jesus lief gehad het. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is u verraaier? Ons weet dat hierdie disipel is die skrywer van hierdie boek, Johannes, die disipel self, soos die evangelie dit dan vir ons verduidelik. Hy word ook genoem, of hy word genoem die geliefde disipel, omdat hy 'n besonderse verhouding met Jesus gehad het, en dikwels as 'n ooggetuie van intieme tonele en gebeurtenisse dan opgetree het. Daarom dat hy dit vir ons in baie detail dan ook in die boek van Johannes neerpen. Vers 21, toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? En dis nou wat van Johannes? Hierdie vraag beteken waarskynlik, watter dood sal Johannes sterf? Maar dit is onmoontlik om met sekerheid te bepaal waarom Petrus hierdie vraag gevra het. Niemand weet nie, ons spekuleer maar. Johannes, weet ons, was 'n gunsteling volgeling van Jesus, en dalk het Petrus vermoed dat hy 'n gelukkiger lot sou hê en nie op hierdie wrede manier dan sou sterf nie. Petrus, by die stadium, was bedroef oor die vraag van Jesus. Hy was waarskynlik diep geraak deur die beskrywing van sy eie naderende lyding, en daarom dat hy gevra het, wat sou die lot van Johannes wees? Maar dit is ook moontlik dat uit die besorgdheid teenoor Johannes, of dat hy besorg was oor Johannes, en daarom hierdie vraag gevra het uit bekommernis oor hom, en wens dat hy dalk nie op dieselfde manier sou sterf, as een wat sy Here verloon het nie. Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly, totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Sommige het gedink dat dit verwys na die verwoesting van Jerusalem, ander het weer gedink dat verwys na die oordeelsdag, ander het gedink dit gaan daaroor om aan te dui dat hy nie 'n gewelddadige dood sou sterf nie, dis nou Johannes, né? Maar aan 'n meer eenvoudige betekenis is hier wat Jesus sê, as ek wil hê hy moet glad nie sterf nie, het dit niks met jou uit te waai nie. Dis hoe die disipels verstaan het en daarom 'n berig versprei het dat Johannes nie sou sterf nie. Dit is merkwaardig dat Johannes die laaste van die disipels was, dat hy byna tot aan die einde van die eerste eeu geleef het.
Jy weet mos dat Openbaring, as ek reg is hier in 98 na Christus rond is dit geskryf. 96, 98 daar rond. En toe 'n rustige dood in Efese gesterf het. En dat hy die enigste van die apostels was, die disippels dan, wat nie 'n marteldood gesterf het nie. Alhoewel daar baie sinnelose opinies is oor hierdie gedeelte en oor Johannes se lot, is daar net een historiese feit wat bevestig kan word, en dit is dat Johannes in Efese gesterf het en begrawe is nadat hy dan die boek Openbaring geskryf het. Vers 23, hierdie woorde het toe onder die broeders uitgegaan, dat daardie disipel, en dis nou Johannes, nie sou sterf nie, en Jesus het vir hom gesê, dat hy nie sou sterf nie, maar as ek wil hê dat hy bly tot ek kom, wat gaan dit jou aan? Ons sien dat die disipels het hierdie vers verkeerd geïnterpreteer, vers 22, en hulle het geglo dat die geliefde disipel dan nooit sou sterf nie. Jesus verduidelik dat Petrus nie nodig het om te weet wat die lot van ander sou wees nie, maar laat hy met sy eie dinge moet bepaal, in my eie woorde nou het. God se plan vir elke individu is persoonlik, en die disipels hoef nie te weet wat met 'n ander gebeur nie, maar om liewer net op hulle eie roeping te fokus. En daarom is dit op my en jou ook van toepassing en van kardinale belang, dat ons nie ons tyd moet mors oor ander mense se bediening nie, maar dat ons op ons eie bediening moet fokus en ons eie roeping moet uitleef waarmee die Here ons gered het, want hy het ons, toe ons gered is, het hy ons toegerus met ons eie roeping. En baie maal maak mense die fout om hulle eie roeping na te laat en 'n ander ou se roeping te probeer volg of dan na te volg. En my pleit by u is om u eie roeping wat uniek aan u is, uit te leef en daarop te fokus, en die Here sal dit seën en suksesvol maak. Vers 24, dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar was, en hulle verwys hier weer eens na Johannes. Hierdie vers bevestig dat die evangelie deur Johannes, die geliefde disipel, geskryf is. Hy is die ooggetuie van Jesus se bediening, van sy dood en van sy opstanding. Ons sien in hierdie antieke wêreld was persoonlike getuienis die sterkste vorm van bevestiging van feite. Johannes bevestig sy status as direkte ooggetuie, wat hierdie evangelie van die ander verslae onderskei. Die boeke van Matteus, Markus en Lukas het nie soveel details soos wat die boek Johannes het. Lesers van daardie tyd sou dit as 'n betroubare en dan 'n gesaghebbende boek beskou het, soos wat ons dit vandag ook kan beskou, want die woord sê mos, die hele woord is ingegee deur die Heilige Gees tot lering, teregwysing en tot onderwysing. Vers 25, en daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. Is dit nie awesome om hierdie vers te lees en te sien hoeveel wonderwerke en tekens en groot dade Jesus gedoen het, dat dit selfs te veel was vir die boeke van die wêreld om op te skryf. Die wonderwerke van Christus is so talryk en so verstommend dat as alles in detail vertel sou word, dit nie gedokumenteer sou kon word nie, maar genoeg is opgeteken sodat mense kan glo dat Jesus die Seun van God is en dat hulle deur geloof lewe kan hê in sy naam volgens Johannes 20 vers 31, en dit wys dat die krag en die genade van Christus groter is as wat ons ooit kan opskryf in menslike boeke. Ja, prys die Here vir hierdie wonderlike boek Johannes. Johannes 21 samevatting dui op 'n spesifieke doelgerigte gebeurtenis, nie 'n toevallige ontmoeting nie. Ons sien dat Jesus verskyn aan sy disippels om hulle geloof te versterk, wat net vir ons sê, of vir hulle sê, en dan vir ons ook maar sê, hy het waarlik opgestaan en hy lewe waarlik. Tweedens verskyn hy aan sy disippels
om Petrus te herstel van een wat hom verloon het, na 'n persoon op wie die kerk gebou word, die kerk van die toekoms en die eerste gemeente dan. Jesus kom en hy bevestig dan Petrus se roeping. Sien ons ook dat Jesus verskyn aan sy disippels om die toekomstige sending van die disippels te bevestig. Johannes 21 vers 15 tot 17, ons vers dan vir hierdie hoofstuk en vir hierdie week, waar Jesus vir Petrus vra, het jy my waarlik lief? Laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. En ek dink dit is ook dan die vers wat ons uit hierdie gedeelte en selfs uit die hele boek van Johannes ons eie kan maak, wanneer Jesus ons vra as sy disippels, het jy my waarlik lief? Dat ons ook kan antwoord soos Johannes geantwoord of Petrus geantwoord het, deur te sê, Here, u weet dat ek u lief het. En dat ons ook dan sal rapporteer dan as disippels om die lammers te laat wei, die skape op te pas en die skape te laat wei. Mag die Here hierdie gedeelte in die hart seën en mag dit vir u leersaam wees en mag u daarby baat vind. Vader, baie dankie vir die groot genade. Dankie dat u kon na hierdie aarde gekom het, dat u mens geword het, dat u kon sterwe vir ons sonde en ons daardeur kinders van u kon word, dat u opgestaan het en dat u verskyn het aan die disippels en dat u 'n lewe en dat u 'n werklikheid is en dat ons deur wedergeboorte u kinders kon word en ook maar hierdie roeping van 'n disipel volgens Matteus 28 vers 19 wat u die opdrag gee, wat sê gaan maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Laat ons hierdie disipelskap sal uitleef. Here, laat ons u skape sal lei en laat ons hulle sal oppas en laat ons hulle sal voed en laat u daardeur verheerlik sal word. Seën ons dan verder soos ons gebed in Jesus naam. Amen.